Waarheid en Waarde podcast! Hey! Ze is er net hallo. Hoe lijkt het? Hoe lijkt het? Hoe lijkt het nou? Dat is echt zo leuk. Hallo julle, ek is Sui. Hallo, ek is Aloise. Hallo, ek is Bonnie. Ek is Annika. Ek is Zoe. En welkom by die Waarheid en Waarde podcast. Episode number 2. So ladies, what are we talking about? Boorpraat ons is spontaneous vanaand. Vanaand, take the wheel. Vanaand doen ons spontaneous conversations. Ek het ons gaan spontaneous en ons het nie 'n topic nie, maar vraag is hoekom Jesus? Why Jesus? Hoekom moet kies? Hoekom lewe son? So, it's why Jesus? Why choose me? Dis ook nie verstaan. As 'n nugget dat kan gooi begin daarmee is hoekom Jesus? Dis het jy al ooit vir jouself gevra? Ek is 'n Christen of dalk soos groot geword as 'n Christen. Jesus gekies ons het 'n storie geshare, maar soos hoekom aanhou met dit? Ek ewen deur al die talle stuff. Soos die Christen walk, nobody wants you. Dis like, ja, gee hart, gee lewe vir Jesus, maar niemand sê hoor jy, maar nou gaan jy soos, jy is nou set apart, soos jy kan nie nou dieselfde dinge doen as die wêreld nie, jy het nou keuses om te maak, dus of darkness of light. Niemand sê dit vir jou, en as jy nou hart lewe, dis net dit, nee, jy het hierdie lewe, but it's also, verstaan die tribulations, jy moet jou self-sacrifice daily, jou kruis opvat dagelijks. Daar's also a surrendering, die deel wat obedience, die wat met dit kom. So, hoe kom dit nog steeds elke dag wees? Kan ek share? So, dit gaan obviously soos saam met my testimony. Ek het groot geword in die kerk en ek het weggedraai van die kerk af en ek het op hierdie spiritual journey gegaan, soos wat hulle dit sê, en 'n spiritual awakening gehad en alles, en ek het involved geraak met demonic stuff. En met geen intensie om dit te doen nie. Ek het regtig nie geweet wat ek mee besig was nie, en toe ek weer sien, soos ek 4 jaar in dit en ek het soos my hand op die handvatsel van satanisme, soos ek is daar. En ek was even gedoop, hulle het soos 'n spesiale doop wat hulle doen, ek was even gedoop in dit en ek het nie eers besef nie, want ek was so dom gewees oor, want niemand het vir my die goed gesê nie. En so ek het die dark side van spirituality en die spiritual world ervaar, en toe ek daar wegkom, toe kom ek uit Suriname toe, en ek was by my ma gewees, en my ma het toch altyd vir ons geleer van die Bybel, en sy was nog altyd oop met dit, maar toe ek huis toe getrek het, toe was dit nie ons almal doen Bybelstudie soms, soos wat ons kinders was nie. En ek het nog altyd 'n Bybel gehad, maar ek het nooit die ding gelees nie. En een dag toe sit ek lees en toe raak ek net geïnterested in dit, en ek hou aan lees en hou aan lees, en ek kan nie ophou lees soos 'n storieboek, ek hou net aan, want ek kan nie ophou genoeg kry van dit nie. En ek onthou, ek het in daai oomblik besluit, maar weet jy wat, as ek in darkness kan lewe, kan ek, want die spiritual deel van die darkness is, jy's unconditionally lief vir almal, so of hulle nou sonde doen of nie, jy's nog steeds lief vir hulle, maar dit beteken nie soos wat hulle doen is reg. Verstaan, waar Christendom is soos jy's lief vir almal, jy's unconditionally lief vir almal, maar jy het 'n reg en 'n verkeerd, is daai deel van daar is nie 'n reg en verkeerd nie. So ek was net soos van, okay, as die Bybel sê die Here is liefde, gaan ek liefde as my geloof hê, want dan is ek kind of op die regte pad, maar ook glad nie. En ek het dit letterlik uitgeleef, net soos unconditional love vir almal. En toe sê die een persoon vir my die een dag, toe sê soos, maar jy doen al hierdie goed, en jy is so lief vir mense, en jy leef hierdie amazing lewe, en jy skyn hierdie lig vir mense, en al hierdie dinge, maar jy is nie 'n Christen nie. Of jy wil nie jouself Christen noem nie. Wat?
what's up with that? En ek was soos van, ek verdien dit nie. Ek verdien nie dat hy my gekies het nie. Wat so goed het ek aangevang? Ek het goed, allerhande snaakse goed gedoen, wat ek nie moes doen nie. Ek het verkeerde keuses gemaak, ek het verkeerde dinge gedoen. Ek het letterlik alles in die boek wat ek kon verkeerd doen. Soos daai van Dawid het 15 van die 10 gebooie gebreek, dit was ek. Dis wat ek gedoen het. En op die einde van die dag, toe sê hy net vir my, maar niemand verdien dit nie. That's why you did it. Because no one deserves it. En ek onthou daai oomblik was dit soos 'n revelation vir my, soos ek verdien dit nie, maar hy het my nog steeds gekies. So hy het my nog steeds gaan soek daar in my moddergat en my daar uitgehaal en my skoon gewas en my saam met hom gevat en gesê kom saam met my en ek was hardkoppig gewees vir 'n baie lang tyd en ek wou nie ingee nie maar hy het nog steeds my gekies en nog steeds aan die kruis gesterf vir my. En toe ek daai besef gekom het, soos ek kan nie anders as om hom te kies nie. Soos ek gee nie om wat gebeur nie, ek kies hom want hy het my gekies en ek sou nie, as ek in sy skoene was, ek gewees het soos, jy is op jou eie, soos, bye! En hy het nie dit gedoen nie, hy het gestiek en hy was soos, sy is myne. En dis hoekom vir my is dit soos, hoekom Jesus, want hy het my gekies. En ek kan nie anders as om dit uit te leef nie, om dankie te sê vir wat hy vir my gedoen het nie. Ek meen, as jy kyk na my storie, ek moes nie vandag hier gewees het nie. Ek moes nie. Ek het al 'n paar keer opgegee. 'n hele paar keer nie attempt nie, maar baie planne opgemaak om dit te doen. En ek het nie, want hy was elke keer daar, was elke keer soos, moenie maar nie, ons gaan die deurkom. En hier sit ek vandag en ek is soos bold in faith. En soos ek sê, as jy nie weet ek is 'n Christen nie, dan luister jy nie. Want dis al wat ek doen en al wat ek praat en is. Want ek kan nie wegdraai van hom af nie, ek kan dit nie, dit is impossible. It's just, I can't. As jy eers het gevoel het, wat die Heilige Gees vir jou kan doen, ek weet nie hoe mense kan wegdraai nie, dis scary vir my as dit gebeur. Vir my, is te relate met jou. Die Bijbel sê ook, is soos, taste and see dat it is good. Soos jy moet vir jouself gaan taste and see. Jy gaan duisende kere die revelation oor, die gospel oor, but you have to make that choice. I want to taste it. So vir my, hoekom Jesus, soos jy gesê het, hy het jou gekies voordat jy hom kon kies. En daardie taste and see was nie vir my soos, ek gaan kerk toe nou, dit is ek het getaste and see op 'n baie low moment van my lewe. Maar ook in daai moment het die Here my kom ontmoet. Net soos ek het nie nodig gehad om te perform, om te voor te gee wie ek nie is nie. Hy was soos, weet jy is soos op jou lowest moment en hy het na my toe gekom. Ja. Verstaan, ek het uitgeroep na hom toe, because it was my last resort, maar hy was soos, okay, soos dankie, die deur is nou op you've knocked en open my door. So, hoekom Jesus vir my deur alles, dit is juist so ding van, I have taste and see. En as vol van dit, ek kan nie terugdraai nie. Dis amper soos, ek wil dink aan 'n voorbeeld, maar sê nou maar, jy is gewoond aan muffins, vir jou hele lewe lank, dus net muffins eet. En nou, ewe skielik kom iemand en hy gee vir jou cupcake, en hy sê, weet maar, draai hierdie ding uit. En nou is dit like icing en sprinkles, en dis is ander flavor, en jy sê, proe hierdie cupcake. En jy sê, wat is hierdie? Wat is hierdie lewe? En dis presies wat is, but you have to take the cupcake, en in jou mond sit, you have to taste, en letterlik, jy is een wat moet sê, Here, soos, ja, ek is nie perfectie, dus ek maak foute nog steeds, but, like, my lewe is, want die Bijbel sê, hy is lewe. Okay, so you can't have life without him, dis letterlik, jy kan ook sê, jy doen nie al jy leef, maar jy kan 'n walking dead person wees op die aarde, as jy nie hom het nie. En ek het daai experience, dis hoekom ek nie wou lewe nie, because I didn't have life. So, jy moet gaan die cupcake doen, jy moet vat, Here, ek het bereid. Deur alles, ek het my hele lewe lank muffins geproe, en dit was nie lekker nie. En nou kom ons sê dit is 'n slegte muffin, nou dis is daai lekker muffins, wat soos Magnum. Toy style muffins. Dis 'n ou muffin. Ja, dis is, you're not made to make muffins. Jy moet die goed dit ook kry, dan okay, dan maak ek my nou. Maar ek wil sê is,
jy moet 'n keuse maak. Elke dag om jou kruis op te vat. Because jy het geproe hoe dit proe om saam Jesus te leef. En vir my is dit Jesus, soos hoekom Jesus, want ek het geproe hoe dit is om lewe saam hom te hê. En om terug te gaan na soos muffin lewe toe. Dit You know the Muffin Man? Oh yeah! We love seeing helps. Okay, dit goed. Alcohol. Ik weet wat ik ook nog is. Ik kom Jesus, because I've tasted sea and I can't eat it. Even the other day. Exactly, I chose the cupcake. Met de sprinkles en de cherry op Nee, top. ik kan Jesus, jij gaat niet terug gaan naar daar lewe toe. Want dit is net. En if you do, verstaan soos jy gaan very vinnig geboord raak, eerstens. En jy gaan voel soos daai void wil nie weggaan nie, because jy vul jouself met counterfeits en muffins voor dit eintlik gemaak is om vir Jesus gevul te word. So, because he is life, so he needs to fill you with life. So daar is vir my. Ek dink ook 'n cool analogy soos met jou muffins is. As jy soos warm kry en jy nou gaan draf of iets en jy soos so warm, dan daai yskoue water wat jy drink en dit is so refreshing en skoon en dit is so lekker. Soos jy gaan nie lou water gaan drink nie want dit is opbaaklig. Veral as jy dors en warm is. Maar jy gaan die hele tyd soos gaan vir daai yskoue water. Soos ek dink dit is hoe die Here is ook. Soos as jy dit eers encounter en daai yskoue water, as jy soos nee, ek wil nie ander iets sien. Ek kan deel. Selfde as wat julle twee nou opgesê het. Ek dink net as ek kan opsom, met die plek waar ek myself op baie bevind het, is dit waar ek wil net die hele tyd foute maak en die hele tyd struggle met stuff en op 'n tyd kom sy net en sy sê ek het iemand nodig om deur hierdie te kom. Ek weet nie wat die aangaan nie. En sy gaan die pastoor toe en hy gesels 'n bietjie en sy sê vir hom of hy vra vir hom why do you think this is happening? En sy sê but I just don't think I love God enough. En hy sê van I don't think that's the problem. I don't think you know how much he loves you. En dis vir my is 'n besefing van the moment you know what your identity and value is, the price. Daai liedjie wat sê I'll never know how much it costs to carry my sin upon my cross. Ja, so daai you have to know what it costs. You have to know the price that's been paid for you. Jy moet weet wat jou waarde is want dit maak dat jy loop in waarvoor jy created is en ek dink dis why Jesus is just because I understand how much he loves me. En ek sê nie kids is als nie, maar regtig julle kinders as hulle is net gebore, hulle kan nog nie eens praat nie. Dan leer hulle so baie goed vir jou. Lane, hy's nou al 2 jaar en 4 maandjies oud en Sissie is 4 maandjies oud en sy het my al so baie goed geleer. So jy verstaan hoe God oor jou voel as pa, as papa, oor jou voel as sy kind. We are his children. So ek dink mense kry 'n ander dynamic. Nie net as jy ouers is nie, jy kan dit nou ook al grasp, maar om dit te hê is 'n hele ander. Jy kyk in daai oogies en dan sê jy van God created this. This is so awesome. So to know how much he loves you is vir my die ding van that's why Jesus, want joh, ek het al die goeders vir myself probeer uitfigure en op die ou end net laas week weer na die Here toe gegaan vir iets in die besigheid en hy het my dadelik geantwoord, dadelik, soos die hele nuwe konsep gegee, so hy download net as jy available is. So ja, net om te weet how much he loves us and that changes everything. It's not out of our ability or how good we are wat ons kan doen of bied nie. Sien net gou hierdie moment, nee, the prodigal son moment, waar die pa gewag het in die pad en gehardloop het na sy seun toe. Ek is letterlik vandag weer eens, ek het net gaan piepie julle, ek het net gaan pieps. En ek kom uit, dit was net 5 minute, nie eers 5 minute nie, ek kom uit en Lani sien my, sy sê, Mama, en hy hardloop in my arms en, this so sweet, isn't that how God just longs to just net om saam met ons te wees, en elke keer we show up, he's like, oh my God, this is something, so, ja. Dat is mens skuldig voel nou, as jy, soos, sê nou my is besig, en jy kom nie by dit uit nie, jy net wil, maar jy het rarig net, soos, jy is so besig, jy kom nie by dit uit nie, en dan voel die mens so skuldig, want dit is soos, jy sit die hele tyd, en net, hy wag net dat jy met hom praat,
soos in rustigheid, hy dwing dit nie af nie, hy wag nou maar net tot jy tyd het vir hom. Ek noem daai my vuil skoolgoed moment. Ek kan iets share daaroor want ek dink dit was jy se eendag aan 'n nuwe ma, maar ek weet nie wat ek doen nie. Laan het my aandag nodig, die huis het my aandag nodig. Die eerste een dan dink jy gaan dood. Man, jou eerste kind is niks nie. So jy 2 kinders het, leer die Here jou nog kapasiteit. So jy gaan nie doodgaan nie, maar die eerste ek dink net, ek het nog die kos gemaak nie, my man gaan nou by die huis wees. Kyk hoe lyk my kombuis. En Laan het ook nog my aandag nodig. En die Here maak my stil, hy sê, kan jy net gou rustig raak, nê? En hy sê van, ek wil jou vuil skottelgoed saam met jou was. Nee, soos, want in my kop dink ek, die Here ook nog, ek het nog die tyd gemaak. Maar letterlik van, let him wash your filthy dishes with you. Soos, invite him into your mess, because he wants to be part of everything. Dis nie van, skort af en, so, as jy so voel, kry 'n moment en regtig net invite hom in jou mess in, en dit sal transform. I think of this new like performance. It's not like I have to perform my way into the presence of God. You know? You can just come as you are, soos wanneer sê. Jy hoef nie perfek te wees en goed te doen nie. Exactly. Dis ek so perfek. Ja. Ek dink ons is elke dag verg iets anders. Daar is daar wat die kids baie meer aandag nodig het en ek 5 minute spandeer en daar's weer 'n volgende dag wat hulle lekker slaap en is reën weer, dan kan ek lekker oorleef. So have grace with yourself as well to know that each day holds something different. As die Here net wil hê jy moet net Matthew 6:33 inkry vir die dag, dan is dit al. So no pressure on having to do what you think. So how much he loves me, he will download whatever he wants you to And cross. this is this continuous conversation. This literally is wat in skool gedoen en of jy op jou bed sit en dan sê ek. It's just we have access to the throne of grace 24/7. So there's like sometimes the prayers just help. Little like help my needs is just jy het gesê dit is moet my losie. Dat is dus genoeg, want soms is dit al wat ons het om te gee. Ek dink ook soos jy sê continuous, soos jy as ek in die oggend opstaan en sê ek goeiemôre Here en dan praat ek baie keer, ek dink mense dink ek praat met myself, maar ek praat, ek het soos hele conversations in hierdie huis, soos 'n mal mens, en so gesels, en gaan aan, en stry, en praat, en alles, en, want ek weet hy luister, so ek sê soos aan, ek sê mal nie, hy luister vir my. Like the secret place is a place that we live from. So there's literally a position wat ons invat. So it's not like waghou laat ek gaan na my secret place te gaan. Ek is in my secret place. Ek het hy continuous connection met hom. Yes. That's beautiful. Ek dink ook soos laaste ding van voordat die ander is net op dit ook. Ek dink dit depends ook wie jy as persoon is, want ek moet elke oggend gaan sit en soos myself afsonder van like alles af. Ja, en ook soos in die begin was dit soos ek moes myself remind, soos terwyl ek werk, Jesus is soos Jesus, soos ek moet myself soos 'n habit wat jy cultivate om jouself te remind van, okay, ek is dan besig met die ding, maar Jesus, soos ek kan nou vir hom sê, soos hallo, dan sal hy soos terug antwoord vir ons. Dit depends ook aan persoon, so ek het daai afsondering tyd nodig waar ek moet like my daily oggend anders en ek voel dit soos en dan ook jy remind yourself daily soos jy dis 'n pray en jy pray without ceasing sê baie maar ook Jesus het ook afsonderlik gegaan en hy's ook op die berg en dan ook as jy nie by dit uitkom nie verstaan of ek sal dit soos jy kan tyd maak vir dit wat nodig wat jy belangrik voel wat belangrik is in jou lewe maar ook as jy moet jouself ook so ken dat jy weet as jy 'n persoon is wat moet alleen tyd met die Here hê, wat net alleen jy en hy is. En soos jy kan nie distracted word deur goeders nie, dan moet jy weet, okay, ek is so 'n persoon, ek het dit nodig daagliks, so ek het nodig om tyd te maak vir dit. Of as jy 'n persoon is wat soos kan jouself heeltyd soos remind, hy is hier so, ek kan nou met hom praat, nou met hom verstaan so, net om daai te sien van wie jy is persoon en wat gaan jou help. I think it's definitely for practice. It's not, it doesn't come natural. Exactly. You have to practice. Exactly. I have it by Like inviting him into everything. No, ek dink ook soos ek sal nooit vergeet nie, nooit het eendag vir my gesê, maar jy moet rustig raak
maar jy kan 'n worship liedjie sing en dit is genoeg vir hom. Soos jou gebed is genoeg vir hom. Soos jy het nie nodig om 3 ure te sit en te studeer en nie notas te maak en want dit is hoe ek was. Soos ek moes soos dit doen en dan het ek nie tyd vir 3 ure sit en Bybelstudie Dan doen voel nie. jy aanhoor. Dan voel ek dan voel ek standaard. Exactly. En toe het ek geleer maar weet jy, dis okay as ek dieselfde versie oor en oor en oor lees want dit sit by my vas of dis iets wat ek moet daar uitkry en dis okay om 'n worship liedjie te sing of net te bid terwyl ek stort of wasgoed was of whatever. So dit is genoeg vir hom om iets te doen in jou lewe. Jy het nie nodig om daai 100 ure uit te sit en net aan hom te spandeer nie. Ek dink as is fisies soos 'n kind ook, alles kom terug. Dit is hoe die Here met my deel is as kinders, né? That faith Maar like die child. die eendag dis uitens is want ons sukkel nou baie keer met Lanu om te eet en alle kinders sukkel daarmee, maar obviously jy dink mom guilt en al daai stuff. Jy dink nee, my kind kan nie met dit sukkel nie, hulle moet eet. Al is dit noodles of something, hulle moet iets eet. So ek het al pampoenkoekies gemaak en vir breakfast. Ek het al man pisang donuts gemaak. Ek dink al die lekkerste goeders uit en dan wil hy dit net nie eet nie. So baie keer eet hy en dan eet hy ook nie. Hy kry sy goeie dae en dan kry hy sy slegte dae en dan sê hy vir my, "Jesma, jy kan nie hom vals, jy kan nie die kos by sy keel gaan afdruk en sê nee, jy eet nou nie. Jy kan nie dit doen nie." So eendag is hulle appetite crazy en die ander dag is hulle fine met juice of chocolate milk en dan gee jy vir hulle chocolate milk. Dis fine. Maar ja, net om te besef dat dieselfde is met ons. Ons kan nie onsself ja, en dit kom als uit die desire uit. So ja, so the desire to want to spend time rather than yes, ek gaan skuldig voel van my eie standaard is dalk om so 6 ure. So ek is ook daai een van journal en goed en baie keer soos kan mens kyk na iemand anders se Bybel ook, jy's maar hulle het baie ge-highlight of baie notas. My Bybel lyk glad nie so nie. So om ja, net rustig te raak en te weet dat jou almal se appetite verskil, almal se journeys verskil. So ja. Ek dink jou appetite verskil ook in tye. Soos party, soos ek het deur 'n season gegaan wat ek vir weke nie Bybel gelees het nie, maar ek het elke aand gehoorship, ek het elke aand gebid. Ek het al daai goed gedoen, maar as dit kom by Bybel lees, ek kon net nie sit en actually sit en lees nie. Dit was vir my net soos en dan sê vrede, ek het nie nou die kapasiteit om dit te doen nie. Ek jammer, ek weet ek moet, maar ek kan nie. En dan het hy net gewoonlik, en wat snaaks is dan het hy gewoonlik goeders oor my pad gestuur. Soos iemand wat vir my 'n random vers stuur, of 'n notification wat opkom met 'n versie op, of iets is dan as ek so sê, okay. Nee, daai ding met jou, hulle moet dit hidreer nie. Ja, jy weet soos hy staan. Dan is dit is chocolate. Gee dit vir die kind laat hy net net ietsie. En ek het nog vir gevra nie, dis net ek het net nie kapasiteit altyd vir dit nie. Maar ek praat met hom en ek worship baie keer in plaas van om Bybel te lees, want ook weer as jy in 'n season is, jou seasons is different. So ek het vir 'n baie lang tyd deur 'n season gegaan waar worship alles wat ek gedoen het en dit het op die einde vir my healing gebring. En dit was so unexpected. Ek het nie besef eers wat se impak dit gehad het op my tot nou toe en so ek sê van wow, wat het gebeur? En dit was omtrent 'n maand wat ek net soos dis al wat ek gedoen het, is net worship. Kom ek by die huis aan, sit ek my goed neer en dan sit ek worship aan. Dan gaan ek werk toe en sit ek worship aan. Dan lê ek in my bed en dan sit ek worship. Dit was soos dis al wat ek gedoen het, want ek het nie kapasiteit gehad om enigiets anders te doen behalwe dit nie. Dit was net too much vir my. En die Here het daardeur gewerk. So enigiets wat jy aan hom spandeer, ewen al sit 'n verf jy of jy lees of wat ook al, om net soos hom te invite daar en te sê ek het nie nou die kapasiteit om te doen hierdie ding te doen nie. So join my nou maar om hierdie te doen. Soos word maar deel van dit, want soms is dit al wat jy kan doen. Jy het net die kapasiteit om iets anders te doen nie. So ja, dit gaan oor, ek dink seasons, van ander seasons, ja, ek het seasons gehad waar ek soos die heel dag net Bybel gelees het. Niks anders te gedoen nie, ek het ook nie gewerk daai tyd nie. Dan het ek ure en ure spandeer net op Bybelstudie, dis al wat ek gedoen het.
En ek mis daai seasons want dit was 'n very What a life. ja, Jessie. Dit was 'n major blessing geweest. Maar daai season het nou ook verander en ek sal probably weer so 'n season eventually kry, maar vir nou is dit nie nou my season nie. Vir nou is my season worship by die werk en as ek 'n versie inkry deur die dag dan is dit fine, maar in die aande dan spandeer ek actually tyd met hom en of oor naweke. Dus that's when I have time. So om actually te doen hoe ek dit wil doen. As jy eers op pad met Jesus stap, dan is dit soos jy kan nie terugdraai nie. So ek het 'n virtuele obsessie, dit is soos all in. Soos jy kan nie all out wees nie, want soos hy is jou source en alles. En ek dink nou ook soos baie keer dan kyk net soos na die mense wat soos gelukkig is met die wêreld se goed, soos ek dink net soos kan jy die waarheid sien nie, soos en beleef nie, want God is soveel meer. Soos wat hulle dink. Soos ek sê nie sleg nie, ek bedoel net soos die godlike wêreld, as ek dit so kan sê, is baie meer as die wêreld. Ja. Dis maar wat ek kan sê. I haven't tasted seen yet. So that's why I don't know beter. So what's ons werk? We have to show them. Die cupcakes uitdeel. Yeah, we have to show them like luister, wat daar is hoor. En as hulle wat is, moet dit poor like to solve. Why Jesus? That's a loaded question. This is a simple question on a Why is sword. Jesus for Yeah, like layers. So where do I begin? Ik denk dat John 10 verse 10 says that the abundant life, you know, like nothing can satisfy the longing that he placed in our hearts except for him. So, ik denk ook, ik kan me leren imagine, like, zonder Jesus, you know, like the shalom, you know what I mean, like, just like inner rest, like inner peace, because that is actually what we are longing for. We're longing for the peace, we're longing for the love. So the adrenaline junkies, what just high, so fun. They just want to experience like a heightened sense of feeling alive. Man, Jesus is the only one that can give us the heightened feeling of being alive and then being satisfied in that. And it's just everything else will just leave you empty. It's like satisfaction for 5 minutes. It's like buying a gift. You're so excited om die geskenk te koop. Jy plan vir lank, jy gaan spaar. Dan het jy dan dit soos, okay, great, dis lekker met dit. Dis het as jy is so excited, ek gaan dit doen. En dan kan jy dit en as jy net soos, oh well, nou moet ek aanbeveel gaan die volgende ding. En so jy is elke keer soos, ons soek heeltyd 'n high, maar ons die fix wat ons like try, it kan nie satisfy nie, want Jesus is die enigste een wat vir ons kan fill and overflow in abundance. So I think this is why Jesus, it's because he's the only one that can satisfy the thirst and the longing. And as human beings, we are created to want to share love and be loved. And if we cannot experience love, once again we chase a high that cannot satisfy. Get right. We chase a high that cannot be satisfied. En hy is die enigste een wat vir ons kan validate, wat vir ons kan affirm dat maar ek het jou lief, ek sien jou, ek hoor jou, you know what I mean, like mense kan nie dit vir ons doen nie. En al gee iemand vir jou komplimente, dit soos, dit kan nie die longing vul nie, want it's like, hy het ons create, so ons literally we respond towards him, al wil ons nie respond nie, soos even as jy in die wereld is, something will draw you in towards him, en dan weet jy nie wat het is nie, maar het is soos, because he made us, we are his creation. So ons will respond. You want to respond to his touch and his love. En ons is deprived van dat. You know, so ons het dat longing en dit is die enigste ding wat ek kan satisfy. En dan back to Annika's quiet time. Ek dink dat that we can like, oh Lord, help me. I think that we think that we can, God expects us to give to him. So if you don't have capacity, it's okay. He will meet you in your lack
lack of capacity. So ek het sê like ons kan nie vir hom enigiets soos ooit dan nie quiet time gehad vandag nie. So nou is ek disqualified. Maar as niks wat ek kan doen om te qualify in die eerste plek. Dus dan soos Jy is in elk geval gedisqualified. it's just we think that God has an expectation of us. And then set us a standard and then we think, oh, but I didn't reach it today, so ek het nog gefail. And it's just no, like we can just come as we are. You know what I mean? So in like in specific seasons, is there specific ways how God will minister to you. Like maybe He will minister through His word, maybe He will minister through worship, because He knows that is what you need in that season. But He knows our need. And if you cannot spend 5 hours, you can spend 5 hours in your word and learn absolutely nothing. And you can spend 2 seconds in the word and have like a freaking book that you can write because of revelation. It's like Holy Spirit will interpret for us. So it's like, it's not like, oh Lord, let me just deep dive and then at the end of the day I'm empty. But it's like, it's once again also trusting Holy Spirit, allowing Holy Spirit to minister. En nie ek wat soos kom ek probeer. Like let me try. It's like Holy Spirit, come minister to me. So That's good. Ek dink soos wat skryf mense oor? Soos liedjies nou. Wat is die goeders wat almal soek in die wêreld van soos begin af? Dis liefde, and peace, and to be right. Soos wat is the kingdom of God? Righteousness, joy, and peace. So it's like the line het gedaai twee, soos almal long vir liefde. En wie is liefde? God is liefde. So exactly, He made us to desire Him. and to respond to Him. So It's just, sorry. Dis is daai wat mense vir jou sê soos, ek is attracted aan jou, maar ek weet nie hoekom nie. Dan jy soos probably want Jesus is binne my. Dis probably wat jy's nie attracted aan my nie. Jy's attracted to die person inside. Anointing. Dit is nie, dis is die weirdste. Then I'm attracted to myself. so Jy sê, I dig you. I dig you. so I think just leaning into Holy Spirit and responding from a place of honesty as well. We try too hard. We try too hard. And then we miss Him. Of hy mis ons. And we Hulle ek kan regtig so baie werk hê. Maar die oomblik as ek inkom en Lano hardloop na my toe en ek weet ek moet daai ding klaarmaak, mense. Ek gaan dit nie maak nie. Maar as hy my arms inspring as ek soos ek los alles en ek so dit is letterlik daai ding van maak nie saak hoe jou dag gaan nie. Just to have that moment. En daai een drukkie is genoeg vir hom. Dan kan ek weer aangaan en so it's just that moment. Sometimes it's a moment. rules and regulations like so. It's like relationship. It's like relationship. Like friendship. Ja, want ons het nie soos hierdie lys van expectations van mekaar nie. Ons Exactly. Sy moet so lyk, anders wil ek nie praat nie. Sy moet so klink anders Exactly. ja, soos ons is net ons gel net somehow en dis okay. En ons lag oor ons weird goeders wat ons doen en soos daar's nie expectations soos Sumi moet nou dit sê en Eloise moet dit doen en daar's nie dit nie. Dit is soos en ons cover mekaar in 'n geval ook as gevolg van dit soos Ek dink ons is aangetrok aan mekaar. Stokkies is in ons. Yeah. Dit moet hy wees. Your vibe attracts your tribe. Oh man. There we go. That is my vibe tribe. ja, dis my vibe That is my vibe in my tribe. Ek wil by julle weet, wat leer julle tans in julle quiet time? What am I learning? I'm learning faith. So study jy soos die woord faith? No, the action. I think it's just surrender. And then God leads you to a place, and then it's like now you have to die to yourself more because the deeper we go,
the more there is to give. Always. Ek dink jy het alles gegee aan Sandro gaan. Dis maar hoe is dit vandag? Waar kom jy nog vandaan? I was like, but I already gave it. And sy sê, kom, nog. En ek sê, ek het Give me more. Give me more. Exactly. So ek dink like Stephanie Gretzinger het gesê the deeper you go, the narrower it gets. So the least you can take with you. So as goed wat jy altyd. help us. Deep. This is deep. So ek dink like once again, the deeper you go, the more there is to give. So ek dink ek bevind myself in so 'n bietjie van let your will be done in my life, Lord. But damn, you gotta do it like this. So there's definitief niet. En omdat ons like humans is wat hou van habit. Ons hou van routine, ons hou van as change is like the ground is shaking and I'm shaking too. I don't know what help me. But it's exciting. So I'm actually learning how to faith. En verlede toe en dan gevoel ek, ja, ek kan nie meer nie, soos kom hom my net, soos alles loop skeef. Dis is daai oomblik wat jy net het en ek pak my laptop sak uit en daar kom 'n vuurtjie en ek sê, ek gaan dit dronk hê man, daar staan niks op nie. En op die vuurtjie staan, you alone are worthy enough. En die hele tyd dan is ek soos, maar ek sê goed genoeg. Soos, dis 'n season waar ek deur moet werk. Want ek voel net ek's nie waardig genoeg nie. En so het ek met die Here 'n bietjie gepraat en staf en dis ek soos, Here, ek verstaan nie hoekom het ek dat so gevoel nie. Soos hoekom daar staan ander people wat jy alone are worthy enough. En ek besef net soms dan is ek so gefokus op ander goed en nie op sy woord nie. En so ek is deur 'n season waar ek nou werk dat ek is worthy enough. En ek is goed genoeg en staf. So, en daar wat jy gevra het van soos wat se boekie jy dalk mee in die Bybel besig, soos dit is soos heeltemal soos dit was al af, soos God sal my sê lees Acts of so, verstaan so, soos hy dink. Ja. I also want to add something to what you said. When you behold his worthiness, you will find your worth. When I say, oh, but he is worthy. Nie ek. Nie soos in 'n weird way basis. But you get what I mean, like so spend more time with the Lord in beholding his worthiness. And it's in that you see his suffering, but then you also see his sovereignty. And then we say, wow, he died for me. You know what I mean? It's just that personal revelation, but I'm just your belief of the golden foundation. That says you are worthy. En dit vat soos insecurity immediately weg. Like, dit doen net. When you see it like, wow, the lamb that was slain is worthy. Wat leer jy in die Bybel? So, dit is ook daily bread, ek voel daagliks, soos, wat is vir vandag? Ek doen nie, ek het soos seasons waar ek soos, deur 'n purity season gaan bijvoorbeeld, en dan is daar soos 'n boek wat ek lees, soos Esther en verskillende goeders wat gaan daaroor, maar op die oomblik is dit soos daagliks stukkie soos wat ek vandag nodig om te weet, en dan sal ek my passion camp, so is inconsistent ook, maar as hy sin word, ek gaan op die oomblik, is back to the root. Dis definitief net soos back to the basics. Ek dink dis waarin van, jy het soveel knowledge oor dinge en jou karakter is nog nie gevorm tot 'n mate dat daai knowledge like a revelation raak. So, dis great vir ons het amazing mense in ons lewe wat ons teach en pastore en mentors en alles wat daar is, family, kingdom family, en ons verstaan ons equip mekaar altyd en strengthen each other, maar ek is nou besig om in daai seisoen om al die knowledge wat ek deur hierdie paar jaar gegain het, om actually dit 'n revelation te maak. Ek meen, as dit iets is wat Nadia byvoorbeeld 'n jaar terug my gesê het, en dan was dit soos, dis mooi, soos, jy verstaan met die waarde ding, like, jy preek oor waarde, jy praat oor purity, jy praat oor al die stuff, en dan happen dit waar die Here nou al, weet jy wat dink ek die Here doen, which is crazy, want dit is net hy, maar sodra jy iets gaan preek, of gaan praat oor iets, dan toets hy jou om te sê,
En dit is like besig om die hele tyd te happen. En ek kom nou agter soos jy is in die seisoen waar dit nou weer gaan back to the roots, back to first love, back to hy is my alles. Nou daar's geen plek vir counterfeits nie. Dit is hy en net hy. So ek is in die seisoen om daai first love weer te cultivate en nou dit sê dit, nou is dit like bring distractions, bring dinge, bring mense, bring goeders wat wees soos daai ander gooi van gaan jy nou regtig, gaan jy daai ding weer jou goed maak. Verstaan, dit was vir 'n lang tyd my probleem. Like dinge kom, maar ek het nooit daai first love ding so gesnap. Regtig karakter gevorm daardeur dat wanneer die goed gekom het, het ek altyd net geval dat ek so ek nou is die ding dan maar weer my goed, veral verhoudings. So ja, op die oomblik is ek net soos isolation season, waar ek myself al isolate van alle dinge wat soos nie in slegte manier soos ek kom nog by fellowship uit soos ons vriendinne, maar spesifiek net soos sekere dinge wat gewoonlik my aandag getrek het en ja, so net om my first love weer regtig dit 'n revelation te maak sodat ek dit glo vir myself. And when it's a revelation to yourself, don't carry that weight in your spirit. Because you're not saying empty words. Exactly. It's actually like that substance. En dit bring die anointing dan. Ja. So, dit kan iemand anders lewe verander because knowledge alone makes us puffed up. So dit kon net dit raak net 'n hele ding, maar as jy die revelation saam met dit het, is dit soos kan jy storie deel en kan iemand se lewe impakteer op 'n ander wyse. So ja. Ek dink ek het so grappie gesien en dit het gelei na my volgende soeke toe, en my volgende Bybelstudie toe, maar so die vrou het 'n roetine van elke oggend gee sy haar plantjies almal water en dan maak sy vir haar koffietjie en begin haar dag en alles en haar dogter bel haar toe die eendag en sê maar kan ek kom koffie drink by jou en sy sê ja enige tyd en sy kom toe by haar aan en sy sien haar ma maak die plantjies almal nat en sy sien daai een plantjie spesifiek en sy sê mamma wat maak jy nou? Sy sê nee maar dis my roetine elke oggend maak ek my plantjies nat en dan maak ek vir my koffie en ek begin my dag hê. En sy sê ja maar daai plantjie maar hoe lank gee jy hom nou al water? En sy sê nee, dis so 3 jaar al. En sy sê mamma, dis die plantjie wat ek vir jou gekoop het. Sy sê ja, dis hoekom ek so mooi na hom kyk en hom mooi water gee. Sy sê maar dis 'n fake plant. En sy sê soms vir 3 jaar gee ek hierdie ding water. Nee, maar verstaan, dis my eerste vraag, nê. En hoor gou net hoe werk hier met my in daai oomblik en hy sê van vat my na 'n plek toe waar ek bietjie kyk na wat water ons. Elke dag, wat doen ons uit religion uit elke dag sommer net gou hierdie dingetjie gou doen en gewoonte en works in plaas van kyk hoe die groei ek in hierdie area. Is hierdie friendship godly dat dit my vorm ek hulle, het ek 'n impak op ander. Daar's letterlik they will be signs, so you will know by the fruit you give and by the fruit that you will know. Daar's 'n verskil, daar's groei wat plaasvind, daar's 'n pruning that happen, daar's blare wat doodgaan, ons blare wat weer uitkom, nuwe sprouts, budding, flowers. So dit was regtig net vir my amazing om bietjie terug te gaan na daai toe van eers maar ons water baie keer sommer uit gewoonte uit, wat hoe het sy in 3 jaar nie agtergekom dat daar iets gehappen het in daai plant nie, so. Ja, so dit was sommer net 'n grappie en toe gevorm dit net so. That's not that is like deep. I'm just like 3 jaar, dis was Maar mos jy dit is yeah. iets wat nie eternal value dra nie. Ja. Dus dan like, hoe lank gaan jy nou hierdie job water, maar dit bring geen eternal value nie. Ek dink soos met die ander plante ook. Ons is klomp plante in haar huis gewees, maar sy ons almal het gegroei en al die ander het evolve, maar daai een het dieselfde gebly. Hoekom is dit nie agter nie so? Ja, ek het persoonlik ek is jammer julle, maar ek is nie een vir plante nie, ek het 5 plante in my huis, want ek laat fake plante vrek. Ek laat hulle vrek, of ek gee te veel water of ek gee nie water nie. Ek het 'n vet plant gehad, hy het seker 3 potjies gehad en dit was regtig 'n birthday gift geweest. So ek het regtig probeer, maar ek het partykeer onthou water gee en 'n keer nie. So
op 'n tyd toe besef ek, en dit was ook 'n ander teaching vir my gewees, dat ek het water gegee, ek het regtig onthou daarvan elke liewe dag, en toe vrek die ding, hy het soos net opgedroog en uitgevrek, en ek was soos, Here, maar wat gaan nou aan, ek het regtig probeer, en dit het toe gegaan oor dat die plant moes uitgeplant geraak het, so daar was net 'n sekere kapasiteit wat hy het, om te groei, sodat sy worteltjies vorm, maar dan gekom dit tot by die surface, en hy kan nie nog groei, of grond vat, of rooted raak nie, want hy het net soveel kapasiteit, so daar is 'n tyd waar jy uitgeplant moet raak, waar jy, en dis die ding van multiplication, om dan, soos wat Jesus vir ons gedoen het, when he gave himself, he produced many, so die plant kan ook nie dan reproduce, as hy nie uitgeplant word in die regte season, en dan multiply van homself nie, so, dit was nog 'n teaching, so ek dink plante leer my ook baie, maar daar het my net weer herinner van, okay, ja, ek onthou hoekom ek 5 plante het, ek gee hulle nie water nie, maar ek onthou hoekom ek stiek by 5 plante, because I will let them die. So, ek is in 'n weird journey, of 'n weird season. Ek het soos questions, nie oor my verlede nie, maar oor soos wat nou, soos wat wil die Here doen met my, soos want wil hy my vat, wat is die purpose, whatever. En so met dit het ek toe begin Ruth swat. Want ek sê swat want ek is nie soos 'n normale mens wat net boek kan lees nie. Ek moet alles opsom en anders te maak ek dit nie vas nie. So ek is een van mense, ek moet soos deep dive om dit vas te kan maak. So dit vat my soos maande om een chapter te doen, want ek moet soos ingaan. En so ja, ek doen Ruth want ek het woord obviously van dat daar 'n season van Ruth in my lewe gebeur en ja, maar anyway. So ek gaan deur 'n season waar ek nie regtig weet wat ek moet doen nie. So ek is nou hier in hierdie Harvestfield en ek harvest nou maar net wat daar is en kyk waar toe gevat die Here my. Without knowing, just trusting his plan. En so toe begin ek Ruth lees. En ek het letterlik by die 3de versie gekom en toe sê ek van hoekom lees ons nooit oor Naomi nie? Ons lees altyd oor Ruth. Maar wat van Naomi? Soos sy het tog 'n purpose in die storie. Ek meen sy iets soos daar's 'n rede hoekom sy daar is. So toe begin ek soos deep dive daarin. En nou is ek soos in Judges besig om te lees oor die verskillende prophecies op die tribes, die 12 tribes en ek het hulle begin connect met die 12 disciples. Soos hulle personalities en prophecies is geconnected met elke disciple is gekies met 'n spesifieke doel en elke doel is gelink met 'n tribe. So dit is soos 'n amazing revelation wat ek randomly by die werk gekry het. Ek het soos wat as hulle gelink is en toe begin ek net soek en so ek so wow, hulle is gelink. En nou sê ek soos hierdie runaway train van tribes en disciples en whatever. Maar ja, so ek lees nou Ruth en Naomi en haar storie en hoe die tribes geconnected is en die disciples geconnected is. So dit is so 'n hele, ek weet nie wat ek met al die inligting gaan doen nie, maar ek lees dan maar, ja, ek gaan dit gebruik. So en omdat ek in 'n season is waar ek nie regtig weet wat ek moet doen nie, voel ek soos dit gee vir my purpose in die season, want dit gee vir my 'n fokus, soos dit gee vir my 'n kingdom fokus wat ek kan fokus en nie distracted raak met ander goeders nie. So dit help baie want as jy nie weet waartoe die Here jou vat nie, is dit baie moeilik om Bybelstudie te doen want jy weet nie vra ek net elke dag vir daily bread of is daar iets wat hy wil hê ek moet actually doen. Soos is daar 'n spesifieke study wat ek moet doen. En ja, ek is een van daai mense as ek nie 'n spesifieke study volg nie, dan tend ek om dit te skip. As ek soos I wish I could be like you. Dis consuming, dit is rarig. Ek doen soos een en dan gaan ek net soos vergeet en dan gaan ek wees, ja, ek het mos nog 'n bietjie en dan gaan ek net Nee, ek moet my stappe volg. Soos ek moet dit volg
en daarby stiek en dit klaarmaak en maar net dis ook net met Bybelstudie. Ja, Met niks anders te behalwe dit nie. So ek weet nie wat is ek weet reg. En dan as die Here vir my soos randomly 'n curveball gooi en hy soos van, ons doen nou 'n ander season as ek soos maar ek is nog nie klaar nie. Flexibiliteit. As jy so okay fine, ek sal dit los. We're done here. Ja, dit Next. is aklig ek hou nie daarvan nie. Ek is so stiek net met een. Ek kan sê stiek met een. Ik heb devotional soos baie. Anders skip ek een dag en dan sê ek soos, okay, gaan dit maar los. Oh my god. Nee, ek is so met ander goed. Ja, ek het dan nou al met my Bible was of the day. Ja. Ek is ook so saam want I lang gekry. Ons los dit nou, so ek dink dis ja, self-dissipline. Ja, ek is kind of like Saam met desire. Discipline en desire loop. ek dink vir my is dit soos meer spontaneous. Ek weet nie. I don't know. It's like that. Soos 'n spontaneous les om te lees of hoe bedoel jy? Ek dink so. En ek dink disipline. Psychology helps me a lot because then I read something and then I'm just like, oh, but how does this connect in the Bible? Of soos, ek van podcast luister en as gewoonlik 'n biblical goed, maar dan is it connected aan science en it's connected aan philosophy en it's connected aan quotes en sulke goed so. I think my processing is different. So om net soos te sit, soos ek doen net, ek sit en lees die Bybel maar ek connected met external goedjies. So dan sê ek soos, oh, dit maak sin, dit is, ek sien Jesus hier, ek sien hom hier. Dan sê ek so, wow, so dit is wel ek doen. Ja, my Bybel soos ek het jy al daai meme gesien waar die ou iets verduidelik en dan het hy soos 'n klomp prentjies op die bord met sulke rooi strings en dan sê hy soos ja, dis ek. Ek begin met die ding en dan sê ek so, oh my god, dis gekonnekteer en dan soos hierso en dan sê ek hierso en dan sê ek hierso en dan sê ek oh my god, dis ja, dit is daai is soos 'n ideale prentjie vir my Bybelstudie. En ek dink the art of beholding, dit het my soos gechange. Ek, ja, so just beholding and finding rhythm with God and what that looks like in 'n dag maar ook net. Soos obviously gaan dit nou change, want ek is nou by die so like I'm looking forward to setting out a time. And even since my dad, I did not bring that, the Holy Spirit did. I was just like, Ek sê excited. yeah, because I was just, we begin met geel en dus is okay. En toen weet ik het dus aan kruis en dus is a painting. So, Dis so yeah. cute. Ek Just love inviting him dit. into this because he's a professional artist thing. So I don't know what I'm doing. Ik denk je nog iemand weet wat hulle op die stadium doen. Ek hou van painting, so So, I understand the process. Come on, Lord, you do it. And it's just growing in our maturity and trusting Holy Spirit. It's just to lead. Om niet just to work me. Lord, it's just, I think this is the best manier. yeah. Dis moeilik though. En dat is moeilijk. Want As jy denying soos- the self, you know, Ja. self, die flesh wants to control. Ja, En dit it's is just, nee, you will submit. exactly. You will submit. Maar dit is exactly dit. Soos as jy so gewoond is aan alles kan probeer control in jou lewe en soos wat in my experience nou laas jaar het letterlik alles uitmekaar uitgeval wat ek kon soos ek het certainty gehad in situasies en ek het geweet ek gesê hier is dit en hier is dit en hier is dit en dis wat ek dit doen en dis wat ek dit doen. En toe eers skielik toe is dit soos die Here vat net so sy hand en hy sê so nee en alles is weg en ek sê Skaakbord, alles. ja, al my skaakstukkies is op die vloer. Ek sê so, wat nou? Wat moet ek nou doen? En hy sê so van, okay, ons stel nou daai ene op. Nee, nie daai ene, nie daai ene. En ek sê so, okay. So nes ek sê baie confused want ek weet glad nie wat op my eie skaakbord aangaan nie, maar en helfte van die stukkies is op die vloer, maar is fine. Hy het beer. Hy weet ook nie. Ek dink nou aan daai van soos die skaakbord van dink was 'n quote wat ook gesê het dat the queen can't win alone. So alles is nodig vir 'n rede. So Ik denk dat ik was in seasons geweest where I did not have a choice. You know, surrender needs to be birthed because the flesh was suffering. But you know, it has to submit under the Spirit. So God also places us in seasons where the flesh needs to die if we want to step into abundance. So pruning. Bring us. One of them. Soos wat jy nou gesê van first love, dit is 'n big thing wat ek het in a moment of craziness het ek besluit ek gaan bid en ek was soos Here, maar ek wil hê U moet genoeg wees vir my.
En toe vat hy alles weg en toe sê hy soos van, "Wel, nou is ek al wat jy het." So, oepsie. Ja, this is the worst sense of humor ever. Don't do that. En hy sê soos, "Jy het gevra voor so." But Maar ja, at dit the birth end surrender. of every surrender is our abundance. Like he takes away so that you can fill it with himself. And like, come on, En hy- living from a place of overflow. Ja, en nou is and dit you're so- satisfied. Like die situation, whatever kon nooit die satisfaction. Like gestuurd is wat die process. Ja, en even al het die stukkies oral is jy Sy soos stukkies. is soos ek is nie ge-worried oor die stukkies nie. Dit lê daar en ek is soos hulle sal wel 'n plek val eventually. Dis nie my saak nie. So dis nogal dis pouring out en surrender is soos 'n super awesome ding om te doen, maar dit is baie moeilik. Maar dit kom met soveel peace ook, want jy kom op 'n plek waar jy net soos die Here gaan uitsorteer. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nie. Dit is ons gaan nou maar net soos vir die dag ons vat en dit is nou maar so. Ek dink ook ons understanding is so swakkie. And then just like, oh, but I want to do this, and God's like, no, but I want to do this. So this is, van ons sien ons maar so. Soos hy tunnel vision. Daai meme van The Chosen, dan vat hy die mes en dan gee hy die mes vir dan gee Simon die mes vir Jesus. En dan kyk Jesus die mes vir en dan gooi dit so in die bacon. En dan sê soos my plans I give to Jesus en hy sê so cute. En dan gooi hy dit in die bacon. Dis basically wat die Here doen. Maar ook is soos ons joke alles, but daar's a peace wat kom met dit. Ja. Do not be in control. Vir al iemand wat 'n kontrolfreak is, verstaan jy? Ja. Jy is like, dis hoe dit voel om nie in beheer te wees. Want as jy gewoond is en jy's groot gemaak dat jy moet die besluite maak, jy is groot mense in die familie, dan is jy soos, I have to, en dan is dit moeilik om daai ding af te breek van, want iemand moet die mou staan, verstaan, Independent queen. Ja, wie gaan die goeders maak happen? En hy sê, dis is, but I want you to be princess passenger. Ek wil die wiel vat en ek wil jou rondry. Verstaan, so nou is it like, die surrender ding kom met like, a price, which is amazing, want hy kan nou ry en jy kan net sit en cute wees. Like, ons kan net so rustig wees en ons het peace in dit, want jy hoef nie net te worry van die hobbels en die potholes. In Suid-Afrika bly die goedjies wat in 'n pad gaan nie, want die ou wat bestuur, hy is die ou wat kyk vir dit. Jy kan net sit en die view sien. En snacks eet. Ja, en hy is so Music play. En dan wil ons nog steeds like soms verstaan oorvat en soos die wiel as hy soos wat doen jy? Ek bestuur, so sit jy en eet jou goedjies en wees lekker, maar so there's a peace. Jy kry 'n sense of peace as I am there. Imagine dan net vir so ons passionate purposes. Met so klein pink bows in ons hare en ons is net so Ons is in die kar. Dis actually plek vir is op plek vir ons almal. Ja. Ons kan 4 scooter agter. Jesus. ons is in die spirit. Ons is almal skoot. ons het almal Wie sou twee wat vir Jesus gevra het, kan ons in jou linker en Ja, regter. You do not know what you ask. Ek sal sê op sy skoot sit ieder. Ek wil sê dat soos in God se plan, that's grace and that's protection. Maar as ek 'n plannetjie het en dit fail, want dan gaan ek gaan, nowhere to go, it's like failure. But with God, failure doesn't exist. They adjusted it. Yeah, nowhere in the Bible it talks about failure ever. It's like a man-made thing, fear, which is unnecessary because it actually doesn't exist in the Bible. Has times and has seasons, and just the Soos die versie wat sê dat count it all joy when you meet trials and tribulations of various kinds, because it will be for the fastening of your faith. So I say vir jou is have joy, nummer 1. Joy is nie happiness wat beïnvloedbaar is deur nou voel ek happy, nou voel ek nie happy nie. Joy is and knowing that God's got me in every circumstance, because your faith will be fastened. So jy gaan benefit daaruit. So ons gaan elke keer 'n topic trek, maar julle moet nog steeds asseblief vir ons sê in die comments wat julle wil hê ons moet oor praat. So ons gaan een trek elke week en dan gaan ons daar gesels. So here we go. Bravo. It's suspense. My klok, wag, hy klok. Und die geld. Ek kon net een neem, I will altyd. Okay, dan was Moet dit
aparte plek. Hoeveel? 1, 2, 3. Yay! Yay! Dis mooi. Yes. Thank you so much. Hey!